kreatiwiteit vier, stories ontgin en sinvolle gesprekke voer met kunstenaars, illustreerders, skrywers en skeppers van alle soorte. Hier koppel ons mense aan mekaar en aan die kuns wat ons lewens vorm gee. Ek en Marisa, ek's Lynn Smits, ek en Marisa en in elke episode nooi ons 'n kreatiewe stem uit om saam met ons te kan gesels oor hulle proses en hulle inspirasie, hulle struikelblokke en suksesse. En of jy nou self skep, wonder of bewonder of droom, jy is op die regte plek. Vanoggend gesels ons met illustreerder Yvette de Beer. Goeiemôre Yvette en goeiemôre Marisa, dis lekker om julle te sien. Goeiemôre, julle baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels vandag. Goeiemôre Yvette, goeiemôre Lyn. Gaan sommer wegval met ons eerste vraag. Yvette, vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond en opleiding en hoe jy tot by illustrasiekuns gekom het. Wel, ek het groot geword in Leidenburg. My pa was die hoof van die laerskool en hy het kuns gestudeer. My ma was die klavieronderwyseres by die musieksentrum. En my broer en my suster is albei grafiese ontwerpers en kunstenaars. So dis nie in die familie. Julle weet hier kom die Esterhuizens. Ek het beeldende kunste met 'n ed gestudeer by Tikkies. En ek was altyd mal oor illustrasiewerk, kinderboeke en ek wou dit altyd nog geskep het. Maar ek het eers baie ander kuns gedoen voordat ek daarby uitgekom het. En ek het byvoorbeeld baie mosaïeke gedoen, koöperatiewe kliënte soos Protea Hotel. Die grootste een wat ek daar gedoen het was 6 meter, by 1 meter by die hotel wat baie interessant was. Prokureurs se groot logos gedoen, heelwat privaat mosaïeke vir mense gedoen en baie werkswinkels aangebied daarin. Heelwat skilderye gemaak vir privaat mense, vir binnenshuise, vir ontwerpers. Ek het illustrasies gedoen vir die mynindustrie. Baie interessant vir my was, want dan gaan jy saam met hulle, ons is in die myn en gaan maar by die begin, dan is daar groot continuous miners en die PPE klere, en dan moet dan die veiligheidsgoed gedoen, wat mag hulle nie doen, dit was so renoster geweest, wat nou alles gedoen. Daai was vir my baie interessant. Ek het skoolboek illustrasies gedoen wat vir my aklig was. Ons is besig met dit. Daai industrie het my doodgemaak, so ek was nie baie lank daar nie. Ek het mediese illustrasies gedoen wat ek baie geniet het, vir die mediese veld. En toe was ek grafiese ontwerper en ek het 'n drukwerk franchise gehad, wat die Card Shark franchise, ek weet nie of jy dit ken nie, so franchise gehad. Lang daar gewerk en toe het ons, toe het ek dit verkoop en toe het ek deel geword van ons familiebesigheid, wat my skoonfamilie, en toe het ek daar begin om die administrasie te doen, my man te help, want dit was nodig. En toe het ek so aan die kant leer handsak besigheid begin, handgemaakte handsakke met so vintage gevoel, en ek het oor 100 handsakke verkoop, so dit was nogal baie. Maar dit het ek alles op ys gesit, so 3 jaar terug, toe ek besluit, ek fokus nou net op illustrasie. Ek het dit die hele tyd so aan die kant gedoen, my eie stories, maar nou het ek besluit, my man het gesê, fokus. So nou moet ek fokus op dinge. En ek is bly ek het dit gedoen, want toe het ek nou regtig illustrasie net dit, want dit vat en los die hele tyd. Ja. Toe het ek 'n vriendin van my, Annelie Riekert, hulle het 'n boek, ek sal nou nog veel meer vertel oor hom, 'n boek gedoen, en toe het ek die illustrasies vir hulle gedoen, en daai boek was so half die intree veld vir my, en toe van daai boek af het goed net begin rol. So ek het nou, so dis eintlik hoekom ek nou, maar ek werk meeste van die tyd aan my eie boeke. Okay. En dan vir hulle. So dit is kan ek, voor ons verder gaan, jou vra dat jy net so 'n bietjie na jou regterkant te skuif. Ek weet nie, Marisa, sien jy ook haar, sy is so afgesny, dan sy 'n bietjie meer in die middel. Nee, ek het haar nogal redelik vol lyf gesien, maar dit is oké. Ek is jammer ook, ek is net bang die kamera sny jou af. wow. As jy so goed. So maar jy het nou so 'n bietjie gesê van watter boek jou half in die
aanloopveld ingegooi het, maar watter boeke en stories het jy op jou kerfstok? Of- Die een wat ons gedoen het was, soos ek gesê, Annelie Riekert het dit geskryf. Dit is vir One Plus God Ministries. Dit is 'n kerkgroep in Amerika, in Ohio in Amerika. Ja. En hulle doen uitreike oor die hele wêreld, hulle het 7 lande waartoe hulle gaan. En hulle het toe 'n karaktertjie geskep wat hier is 'n meerkat. Ag, dis te oulik. Toe het ek nou vir hom, want dis 'n gekoopte pop, maar ek het toe nou sy logo wiki vir hom gedoen en vir hom kleertjies gemaak met sy sakkie Ag, vir die dis te bemarking. oulik. So hy gaan saam met hulle oor die wêreld heen. Wow. Dis te oulik. Ek weet vir hulle die boek is. Ek het 'n polymer klei mannetjie van hom gemaak. Cute. Met sy rugsakkie, Ag, sakkie en sy Bybel. Dit saam met hom. Dit is so oulik. Die boek is dit is 'n Engelse ene wat so lyk. dis mooi. En hy is vertaal in Afrikaans ook. Dit is verskriklik oulik. Ek hou van die uitleg. Ja, Ek het dit self gedoen. Alles self gedoen. En dit was baie interessante projek geweest om saam met hulle te werk. En hy is in Amerika gedruk en daar hulle versprei hom daar en dan het ons omdat dit so duur is om dit oor te stuur. So, dis goedkoper om Suid-Afrika te druk, maar dit is te duur om dit oor te stuur. So hulle het die Afrikaanse gedeelte daar gedruk en die Suid-Afrikaanse gedeelte hier gedruk en die vertaling hier en die Afrikaanse een hier. So ek sal in die einde my details gee as iemand hom daarvoor bestel. En hy is gemaak vir die tuisonderrigmark. En daar's in die agterkant is 'n werksboekie gedeelte waar die kindertjies vrae kan vra. Daar's so 'n inkleer gedeelte en sulke speletjies wat hulle kan speel. Ag, dis bitter oulik. Dit is nog wel 'n oulike projek. Ons is nou besig met OPG Goes to Israel, die tweede ene. Hy's nou so te sê klaar. Ek dink ons gaan hom nou voor die einde van die jaar klaar maak. En dan hopelik doen ons die ander lande. So OPG gaan nou toer, die poptoer nou oral deur die wêreld. So, Dis so cool. Wat is die ouderdoms, ekskuus, dis nou 'n bietjie van topic af. Wat is die ouderdomsgroep die target market? Dit is laerskool. Ek dink enige laerskool, omdat dit nou nogal vertel van die uitreike en elke boek het 'n Christelike karaktereienskap. Okay. En hierdie een is tevredenheid. So OPG doen nou ietsie en dan sy tevrede en dan gebeur daar nou iets wat hy besef wat is sy Christelike karaktereienskap wat hy ontwikkel. En dis wat vir oulik is van die reeks dat elke een is 'n eienskap wat ontwikkel word deur die seentjie nou oor die wêreld te saam. So dis 'n baie oulike idee. So ek hoop hy kan nog verder gaan. Ja, dit is net. Ja, so die enigste boek wat nog gedruk is. En dan is hy net beskikbaar deur bestel of is hy by boekwinkels beskikbaar? Hy is op Amazon beskikbaar, maar dis bietjie duur omdat hulle hom dan van daar af stuur. So as iemand wil bestel, kan hulle my net direk kontak, dan kan ek dit baie goedkoper vir hulle stuur hier. So ek is op verskriklik baie tuiskoolgroepe want ek is self mos maar 'n tuiskoolmamma. So met bemarking, jy weet om dit uit te stuur is geen probleem vir my nie. Dankie. En hulle omdat hy in Afrikaans ook is, dink ek is nogal Die ander die idee is dat hy in die ander lande ook na hulle lande se taal vertaal sal word. So ons hoop dit gebeur. Dit is nogal 'n projek wat ons hoop verder gaan. Dis baie dra jy al die stok by jou of hoe gaan jy print on demand of hoe doen jy dit? Nee, Annelie het die stok, sy doen dit. Hulle doen dit self, ja. So ek help haar, maar hulle doen dit basies. Hulle doen die bemarking en die verspreiding doen hulle. Maar dit is 'n self-publishing boek, ja. Ja, dis oulik. Ja, dit is nogal 'n willeperd om op te saal. Ja, die bemarking gedeelte, ons sal nou oor dit. Ja, nee, ek weet. Hoorie, so maar jy is tans besig met die It's Me mentorskap. 'n ongelooflike program. Ek is verskriklik geïnteresseerd om meer van dit te hoor.
Ja, ek sal baie graag ook wil deel wees van dit, maar 'n mens moet gekeer word, sover ek verstaan. So vertel ons bietjie meer van hoe dit gaan. Dit is 'n baie interessante projek en ek is so bly ek het dit gedoen want dit het vir my gevoel asof dit my illustrasie werk net heeltemal in 'n volgende klas gesit het. Hulle is dit is 'n internasionale maatskappy wat werk, hulle is eintlik 'n talentagentskap. So hulle werk tussen illustreerders, uitgewers en agente en hulle keer basies die illustreerders en of jy doen aansoek hulle, dan keer hulle jou en dan help hulle jou bemark by daar 7 agentskappe wat onder hulle val en dan help hulle jou om verder te gaan. So dis eintlik vir my 'n baie goeie idee laat iemand dit begin het want hulle sê van die agente kry tot 1000 elke maand mense wat instuur. So hulle daai goed gaan slashpaal toe dadelik. Hulle weet hulle kyk nie eens mooi na daai goed nie, maar as jy iemand het wat sê oor hierdie ouetjie is oulik, ek boost hom bietjie, dan maak dit baie makliker. So onder hulle val Advocate Art, Artistique, Caroline Wakeman Literary Agency, ILO Agency, Collaborate Children's Book Creators, Yoon Agency wat in die ooste is, en Astound. So as julle hulle ken, groot. Ja. En ek het aansoek gedoen by hulle om my portefeulje te stuur, toe keer hulle my af, toe sê hulle nee, dit is nie goed genoeg nie, jy weet mos daai dingetjie. En toe was dit vir my baie erg, maar hulle stuur toe vir my die ander goed, toe sê hulle het die mentorskap program, stel jy belang om deel te wees, en dan hulle keer, ek dink hulle keer 20 illustreerders in 'n seisoen, toe keer hulle my, toe was ek baie opgewonde daaroor. En want die ding is, mens voel so eensaam en alleen as jy illustreer en jy dink, hier is 'n goeie idee, en dan stuur jy dit in, en al wat hulle sê is, jammer, is nie wat ek nou soek nie, of dis nie presies wat ons nou wil hê nie, maar jy weet nooit, hoekom, wat is fout met jou kuns, is dit goed genoeg, jy weet, daai deel weet jy nie. En ek het altyd gesê, ek wil net 'n bietjie hulp hê, kan ek net asseblief 'n agent kry wat my hulp gee, wat vir my sê, doen nou dit, of gaan daai kant toe. So hierdie hele program wat ek nou vir 12 weke, ek is amper aan die einde gedoen het my so baie beteken, dat ek het 'n agent, my mentor wat ek gehad het, is Kate Powell gewees. Sy was 'n agent en sy is die global manager vir Astound. So die mense wat jou help is of agente of hulle was agente, maar hulle is in die mark. En jy praat ook met Edward Burns wat die maatskappy gestig het. Jy praat persoonlik met hom ook in 'n Zoom en hy sê dan vir jou nie goed wat jy moet doen of wat dink hy, en hy het praatjies en podcasts wat hulle wat in die program is wat jy die hele tyd kan luister. Hy het byvoorbeeld baie interessante praatjie oor AI gehad, wat nou interessante tema. So ek is baie bevoorreg dat ek hierdie program kon doen, want ek my illustrasie net heeltemal in 'n ander rigting gestuur, en ek het nou my hele portefeulje oorgedoen. So ek het verskriklik hard gewerk, maar ek is bly daaroor, want jy doen dit met leiding, en dit is presies wat ek wat kan ek julle nog vertel van hulle? Sal julle net gou, dit is iets nie, so dit is aan mekaar, ITSME. Ja. Alles So wat vir lekker. mense wat dit wil gaan opsoek, is jy tik net dit, jy Google net dit en dan kom dit op, ek het dit gedoen, toe julle dit vir my gestuur het. Ek het ook gaan kyk voor ek dit, want dit is nogal duurerig. Die mentorskapprogram was 13.500 gewees. Okay. Maar soos ek en my man het daaroor gepraat en hy het ook gesê jy moet iewers hulp kry en jy moet leer. En wat moenie goed doen wat nie die moeite werd is. En doen hierdie wat spaar vir dit, doen daai en dan is vir 12 weke lank het jy intense hulp van iemand wat in die mark is. Ja. Ek sê dis nie moeite werd om daai geld te spandeer vir die feit dat jy vir wat jy terugkry. Ek moet natuurlik ook hard werk dat hulle kan sien dit oulik. Het hulle nou in die tweede helft van die jaar 'n skryfprogram wat vir skrywers is en dit is Your Picture Book Journey is die naam en dit word deur Sally Ann Garland aangebied. Sy het 10 boeke al geïllustreer en geskryf en die Caroline Wakeman Literary Agency. En dis is top mense daar.
En toe het hulle my gekeer vir daai en ook. So ek gaan nou die tweede helfte die skryf Lieflik. aanpak. Skryfgedeelte aan. Baie geluk. Ook wat baie belangrik is wat hulle jou mee help is jou biografie. Hulle help jou om 'n goeie bio te skryf. Dis baie belangrik. Ja. So hulle gee hulp met dit. Ek wag nog vir daai terugvoer. So ek hoop ek kan 'n goeie biografie skryf en bietjie hulp kry daar. Ja. Hoorie, het jy nou jou hele portfolio in hierdie 12 weke oorgedoen? Ja. Wow. So ek het nou gister die laaste vergadering gehad met Kate wat my mentor is en sy het nou die laaste goedjies vir my gesê wat die tweaking van die laaste goed. Okay. Daar is nog stukke wat ek wil oordoen, maar ek moet dit nou van eie doen. So ons is nou basies klaar met daai, maar ek kan na die tyd vir haar dit stuur en net wys wat ek gedoen het. Maar hulle is vreeslik behulpsaam en ek moet sê hulle gee goeie raad. Okay. So, ja, dit was harde werk. Ja. Nee. En dan handig jy nou daai portfolio oor en hulle stuur dit dan nou uit vir daai uitgewer. Hulle keer jou dan om te kyk of hulle jou aanvat. So ek gaan nou wag vir daai. Ek gaan nou die skryfgedeelte doen, dan kan ek wag in spanning om te hoor of gaan hulle my dan verteenwoordig hulle jou. Okay. So, hulle sal dan of die gedeelte van jou fooi kry. Ons is dan ek het nou nog nie daai vrae gevra nie, maar dit is die moeite werd om te doen. Net om iemand aan jou kant te hê wat vir jou staan is eintlik Ja. Dit gaan nou sommer by ons volgende vraag inpas. As jy nou sê hoe sal jy jou styl beskryf en wat jou werksproses is? Jou kreatiewe hoe beskryf jy jou eie styl? Ek sal sê my styl is whimsical. Ek weet nie of daar Afrikaanse woord is grillerig, maar ek sal sê dit is grillerig. Whimsical. En dis heeltemal gekoppel aan fantasie. Ek hou van avontuurverhale en my karakters en stories is altyd besig om een of ander avontuur probeer deurmaak. Ek het 2 kinders op universiteit en ek werk. So ek is iemand wat 4 uur in die oggende opstaan en dan werk ek as dit lekker rustig en stil is. En dan so 'n bietjie in die middag en in die aande, naweke baie keer. Ek werk tradisioneel, so ek teken met die portrait pen, inkpen, ligkas, tracing oor die ligkas, dan doen ek gouache, waterverf, ink en dan doen ek digitaal. So ek ken Photoshop, Illustrator, InDesign en ek het 'n Wacom tablet wat ek kan doen. Ek is nou juist besig met 'n Photoshop kursus om daai skills bietjie op te skerp, maar ek werk baie vinnig aan die hand, so dit is my makliker om die effek te kry wat ek wil hê met die hand, in plaas van om alles digitaal te doen. En dan ek is 'n Ons voel dieselfde. Ek sal net vir julle wys. So is my een boek wat ek besig is. Ja. So ek het die een is byvoorbeeld net referensie. So sal ek 'n hele boek volmaak met al my idees van wat ek wil doen met die boek. En dan begin ek 'n storie uiteensit. Dit is nie ek dink nie normale mense werk so nie. En dan sal ek elke bladsy wat ek wil doen, wat ek wil ontwerp, sal ek dan uitteken. En dan sit ek alles mooi bymekaar, dan het ek byvoorbeeld my lynontwerpe van my karakters. Dit is pragtig. Doen ek so. En ja, dan is voor ek my oë uitveer, dan staan 5 boeke vol vir een storie. Maar alles mooi bymekaar in my hoopies. So, ek dink jy inspireer my. Ja, dit is baie inspirerend. So, dit is basies my proses wat ek volg. So as jy nou, jammer, sorry, as jy dan oorgaan na jou digitaal, na jou werking toe, dan is jou kleurwerk klaar gedoen, so jy doen net jou editing op dit. Ja. Ek doen baie keer komposisie, dan sal ek vir die lynwerk inscan en dan die komposisie met die lynwerk dit uitwerk en dan uitprint met die op die ligkas om oorteken en dan die kleur doen, ja. Partykeer doen ek die elemente apart.
Soos met die OPG boeke was dit vir my makliker om die elemente apart te doen. So ek het die agtergrond apart gedoen en al die die karaktertjie so apart gedoen. Dan kan jy hom netjie rondskuif met die teks, want jy weet, ons het nie altyd geweet wat gaan of die teks nou finaal is nie. So dan skuif ek die rond en dan doen jy net die skadu's en so doen ek dan digitaal. Ag, dit is verskriklik oulik. En dis Photoshop. Photoshop, Illustrator, InDesign. Ja. Okay. Ja. Goed. Ja, daar is belangrik. Maklikste as jy die uitleg doen. Ja. Ja, ek probeer nog daai onder die knie te kry. Ek moet sê. Die Domestika kursusie. Ek het hom gedoen en alles vinnig geleer. Wees of daai kursusie vir my moet share, want ek het al gesoek op Domestika. Ek kry nie iets wat volgens my dit reg vasvat nie. Ek weet nie. Vir al die InDesign ene, ek het die Domestika InDesign. Ek weet nie of daar dalk 'n ander ene is wat ek gemis het nie, maar Ek gaan kyk wat ek gedoen het. ja, ek het gevoel ek mors my tyd. Dit was nie vir my wat ek wou weet nie. Ja. So ja, maar in elk geval, ek is baie geïnteresseerd in SCBWI, want ek wag vir my volgende payslip van Matthew Miller af, om my lidmaatskap te betaal. Vertel ons bietjie, jy as Gauteng streeksraadgewer, dit is nogal 'n titel en 'n half om te dra daai, want vir die van julle wat luister, wat nie weet wat SCWI is nie, dis 'n wêreldwye, vertel jy eerder, want ek gaan tog in elk geval net my voet in my mond sit. Vertel ons bietjie meer van dit. Well, SCBWI staan vir the Society of Children's Book Writers and Illustrators. So dit is 'n vereniging wat gestig is in 1971 in Amerika en daar's oor die 20,000 lede wat daaraan behoort en almal is mense wat in die kinderboek wêreld is. Dis skrywers, illustreerders, vertalers, uitgewers, biblioteke en almal wat industrieprofessionele mense is. So daar is agente, daar is uitgewers, almal is deel of kyk na hierdie vereniging. Dit kos $80 'n jaar, maar omdat ons 'n ontwikkelende land is dit $50. Ons kry afslag, so dit is so R900 'n jaar. Ek sal sê dit is definitief jy moet werd om deel te wees, want ek gaan net vir julle vertel wat so baie voordele is daaraan. Jy kry studente lidmaatskap. Jy moet net op die webtuiste gaan kyk daar. As jy 'n student is, dan is daar 'n manier hoe jy kan inskryf. Daar's 'n gratis free preview plan wat jy kan doen met verminderde voordele om te kyk of jy belangstel. So jy kan dit dalk doen as jy nou al die geld wil betaal nie, dan kan jy daardie doen. Dis 'n baie groot gemeenskap met inligting en inspirasie. Daar's pryse en beurse waarvoor jy aansoek kan doen. Jy het 'n profiel op die webtuiste met jou foto, jou boeke wat jy al gedoen het en 'n galery met jou illustrasies wat op die tuiste is. Daar's 'n koppeling met jou sosiale media webtuiste, kan jy daar insit. Daar's baie agente en uitgewers wat gaan kyk, wat eerste dae gaan kyk. As hulle illustreerders soek, gaan kyk hulle eerste dae, omdat dit 'n bekende vereniging is wat kwaliteit mense het, gaan kyk hulle altyd daar. En heelwat van ons lede het al werk gekry op hulle profiele wat op die tuiste was. Daar's 'n virtuele boekwinkel waar jy jou boeke kan verkoop en aankoop. Hulle het jaarlikse kongresse, hulle het 'n winter en 'n somer kongres jaarliks. Die winterkongres was nou in New York die eerste een wat in persoon gehou is na COVID. Die somer, dit was na COVID was dit altyd net virtueel. Die somerkongres is nou einde Julie en hy is virtueel. En dit kos 'n bietjie geld om te registreer vir die kongresse, maar daar's baie voordele aan. Baie interessante praatjies, van internasionale mense wat praat, uitgewers, agente wat raad gee. Daar is ekstra geleenthede op die kongresse wat jy kan registreer, jy kan portefeulje raad kry, jy kan boekvoorleggings doen en webtuiste advies kry, maar jy moet spring, as daar ding oopmaak moet jy dadelik bespreek, want hulle gaan vinnig vol, daar's nie altyd so baie plekke nie. Ek het nou
ingeskryf vir 'n boekvoorlegging, so ek moet nou my goed voorberei vir die. Want dan het jy 'n 15 minute soos ons nou 'n video konferensie met iemand wat jy nou jou boek pitch basis. Wat kan ek nog sê? Die daar's omdat dit so groot vereniging is, het die internasionale en al die streke bied goed aan. So jy kan inskryf vir enige iets wat iemand aanbied wat virtueel aangebied word. Daar's werkswinkels, agente, uitgewers en jy skryf dit in, dan kan jy deel wees daarvan. Daar's 'n SCBWI Universiteit wat programme aanbied met kreatiewe raad. Dit kos $199, dan is daar ook vreeslik baie inligting en goed wat hulle vir jou mee help. Daar's publikasies op die webtuiste, die nuutste lys van uitgewers en agente, dis so dik boekie met wat jy kan 'n PDF wat jy kan uitdruk en al die agente al die inligting is daar. Wat wil hulle hê, wat se tipe voorleggings wil hulle hê, al daai goed is daar. Daar's nuusbriewe, daar's selfpublikasie inligting om dit te doen. Daar's potgoeier, daar's 'n blog en daar's 'n tydskrif wat bulletin genoem word. Suid-Afrika se tak is is nie 'n baie groot tak nie. Ons het so 70 lede. Meeste van ons is in Kaapstad en in Gauteng. So ons het so nou en dan lewendige werkswinkels en bymekaarkomste, maar meeste is maar oor die internet. En ons het vreeslike aktiewe WhatsApp groepe. So dit is nogal lekker, want jy weet jy's deel van daai gemeenskap en almal help mekaar. Dus iemand vra net, hoor ek sukkel met hierdie kontrak en dan sal almal net antwoord en vir jou raad gee, hulp gee. So ek dink dit is nogal, vir die geld wat jy betaal kry jy nogal baie terug vir wat gebied word. Wat wil ek sê, ons het 'n baie goeie illustreerder groep onder leiding van Liz Spark. Sy is ons illustreerder koördineerder. Ons het 1 keer 'n maand jy weet 'n samekoms virtueel waar ons almal kan praat. Dan kan jy ons bied baie keer goed aan, maar dan kan mense ook vir hulle portefeulje wys en raad vra en almal help hulle. Daar's 'n skrywerskritgroep onder leiding van Jamari Bala en die bekende skrywer en redigeerder Elaine Rich. Hulle kom 1 keer 'n week bymekaar. Kan jy teks instuur en hulle help mekaar. Hulle help almal, jy weet, met die teks. En dan sal Artkrit groep waar jy illustrasies instuur, mense kan vir jou sê edit bietjie daar, help bietjie, werk dit nie. En die groep, almal is so positief en help met mekaar. Dan staan nog 'n Gauteng groepie. Ons het nou deelgeneem aan die 100 Day Challenge. Ek weet nie of julle hom ken nie, 2025, waar jy vir 100 dae lank elke dag iets kreatiefs moet doen. En ek was hier laaste klaar van almal, maar ek het dit gedoen. Dit is so interessant geweest. En almal sit hulle goed daarop en neem deel, so dit is nogal lekker. Daar's 'n Writing Accountability groep. So as jy skryf, dan sê jy vandag gaan ek 2 ure skryf. Jy sit dit op daai ding en almal sê vir jou mooi jy het dit reg gekry. Dan is daar 'n Gauteng groepie waar ons baie keer koffie drink en dan 'n Kaapstad groep wat dan reël om koffie te drink. So dit is nogal 'n interessante groep mense en almal is vreeslik. In Kaapstad het hulle 'n oulike groepie wat baie keer gaan teken op Vrydagmiddag, dan gaan teken hulle saam iewers. En Emily House is soos area bestuurder en sy doen dit baie oulik. Ons reël nou ek dink dit gaan April wees volgende jaar wil ons 'n retreat reël. So ons reël 'n naweek waar iemand internasionaal kry op kom praat en dan kan mense kom en dan het ons 'n hele naweek ons groepies van deel met die mense. So dis nogal 'n lekker vereniging om aan te bewoon. Absoluut die moeite werd. Wat is jou rol as die streeksraadgewer? In die begin toe ek nou net aangestel was Gauteng en Kaapstad eintlik aparte streke omdat ons so ver van mekaar af is. Maar ons het dit eintlik nou saamgesit as een met 'n chapter en ons eintlik is alles nou virtueel. So ek is nou eintlik net ons is nou die span van 3 en ons doen net alles saam. So Gauteng is nie eintlik apart nie, maar ons probeer ek het in werkswinkels laas jaar het ons 'n uitstalling gereël by Open Window. Dit is 'n illustrasie uitstalling gereël saam met hulle. So ons probeer seker goedjies doen, maar dit is bietjie moeilik omdat ons so ver versprei is van mekaar. So ons is eintlik nou meer aktief op die virtuele vlak.
Ja. Ja, so jy was nou by Januarie se kongres in New York. Wat het daar gebeur? Ja. Einde Januarie het ek en Elizabeth en Liz het ons gegaan, Liz en Emily het die hoofkantoor het ons eintlik genooi en ons betaal om te gaan, so dit was nogal 'n goeie bydrae gewees vir die finansies. En toe het ons gegaan en daar was omtrent 700 mense by die kongres gewees. Sjoe, Baie interessante praatjies is aangebied. Daar was sosiale geleenthede waar jy kon netwerk met die mense. Almal het poskaarte uitgedeel. Hulle wys so lyk myne. So ek het 2 gehad, daar was een. dis mooi. Dis wat op baie jou webwerf ook is. Ja. En die ander een het lyk so Dis te oulik. in my ander karaktertjie daar. So jy loop en deel net jou goedjies uit. En baie interessant, hulle besigheidskaartjies is so 'n vierkantige klein dingetjie. So Dis baie interessant. van hulle het dit uitgedeel. So is nogal lekker want nou kan die na die tyd die anders gaan volg en hulle kommunikeer met mekaar. Dit was nogal lekker. En dan was daar werkswinkelsessies wat jy kon bywoon. Ek kan nou vir julle sê wat ek gedoen het. Daar was 'n portefeulje uitstalling. So ons al 3 het deelgeneem daaraan. Daar was plus minus 200 portefeuilles uitgestal op sulke lang tafels. So vir die tyd het hulle VIP gedeelte gehad waar die mense wat uitstal, agente, uitgewers en die professionele industriemense kon voor die tyd gaan, dan loop hulle so deur en hulle blaai daai dingetjie en kyk alles so deur. En Nerve-wracking. baie senuweeagtig. En na die tyd kon die kongresgangers kon dan ook deurgeloop het. Daai saal was vol. Jy kon nie, daar's nie plek vir 'n muis nie. 700 mense loop en kyk na jou goed. Dis nogal interessant geweest. Ons het foto's van bo af geneem, maar dis net mense. Dit was interessant. En daar was baie interessante praatjies. Die 2 wat uitgestaan het vir my was Sophie Blackall. So ek het hierdie boek van haar wat sy vir my geteken het na die tyd. En Pieter Dis daai van daai 3 vrouens wat ek en jy ook luister, Marisa. Daai 3 Dis illustrationship. Wat Good Ship. Good Ship. The Good Ship. Dis een van hulle. Ja. Daar is iets met 'n ship. En The Wild Robot. sy film het ons laas jaar uitgekom, so hy het Ons het hom gekyk. hy het die boek vir my geteken. Wow. En laat ek nog kyk van dit was wonderlik geweest om tussen 700 mense rond te loop wat almal dieselfde belangstelling het. Ja. Is net kinderboeke en is net almal die lingo is net jy almal praat net dieselfde taal. So lekker geweest, ons het dit so geniet. En oor die 2 werkswinkels wat ek bygewoon het, een was op world building deur Tiff Lau wat baie bekend is en die ander een was thumbnailing vir graphic novels. Deur Sherry Miller. So jy kon 2 werkswinkels bygewoon het. Die ander dele was praatjies. En 'n groot hoogtepunt was the Society of Illustrators. Dis 'n kunsmuseum in New York wat net fokus op illustrasie. Wow. As 3 vloer, so klein gebouetjie met 3 vloere en is net van almal stal altyd kunswerke uit in museums. Niemand stal ooit illustrasies uit nie. Ja. So lekker om daar rond te loop en net illustrasies te kyk. Daai was nogal 'n hoogtepunt. Sjoe, dit klink soos die hemel. Ja. Waar is ons nou? Lyn. Ja. Waaraan werk jy tans? Werk jy vir uitgewersprojekte of persoonlike projekte? Vertel ons 'n bietjie meer van jou boek wat jy van gepraat het, buite nou jou 12 weke iets meer mentorskap wat jy gedoen het. Ek is op die oomblik, ek is baie besig met daai op die oomblik, so ek is besig om my boeke, my portefeulje oor te doen. En ek het nou my bladsy soekie so waar ek alles neergeskryf het. Dit is nou nie meer so. Dan, ek het so 7 stories waarna ek werk op die oomblik, wat ek besig is om aan te werk, so ek die een... Jou eie stories? My eie stories, ja. So the Giant Jump Test, wat ek nou mee besig was, wat ek nou baie gedoen het vir my portefeulje, het ek nou basis oorgedoen. En dan sal ander storieetjies wat ek
ook aan werk. So ek gaan nou, as ek die geskryfgedeelte doen, kursus doen, gaan ek nou fokus op daai teks. Is dit klein boekies of is dit, wat is tipe Die picture books, is dit? Dit is basies the Giant Test's Gigantic Sneeze, wat ek nou mee besig is so 8 tot 14 ouderdom. Dis maar plus minus daar rond. Dan het ek The Last Baobab Tree, wat gaan oor die laaste boom wat wegraak. Ek het 'n reeks van 3 telboekies, so dis vir bietjie jonger kinders. Een gaan oor the 10 Wizards and ek het nou nie my titels hier neergeskryf, dit gaan oor wizards. Die een gaan oor robotte en die ander een gaan oor 10 grannies jumping on the bed. So dis 'n telboekies wat ek doen, daai 3. Dan het ons The Boy, the Octopus, A Pig and a Towel, wat 'n silent boek is, wat nie eintlik teks het nie, hy het net geluide en klanke in. En dan hierdie groot John Test boek wat hopelik 128 bladsye gaan wees as ek klaar is. So dit is waarmee ek besig is, ja. Maar ek dink ek moet nou net teks onder die knie kry, dan sal dit. Ja. Maar dit is vir my interessant dat jy eers die illustrasies doen en dan die teks beide doen. Ek het dit andersom. Ek het die teks geskryf voor die tyd. O, okay. Die teks geskryf en dan sit ek dit, dan deel ek dit op en dan. Okay. So die bladblad uitleg is nog nie gedoen nie. Ek het nog alle elemente gedoen, ek het die inspirasie, ek op elke bladsy wil sit, het ek gedoen. Maar vir die mentorskap program het ek nou van die bladsye, jy weet, van die karakterontwikkeling gedoen en van die bladsye wat layout is, het ek klaar gedoen. Okay. En dan, dis baie goeders, waar kry jy jou idees en jou inspirasie? Hoe bly jy aan mekaar gevoed word? Of ja, waar uitput jy inspirasie? Dis nogal moeilik vir hom te sê, want ek dink is basies alles. Ek sien iets en dan is ek net mal daaroor. Ek is mal oor die natuur, my man noem my 'n marmot, want ek tel die hele tyd goed op, dis vere en klippe en Raai. jy moet sien hoe lyk dit. Uitgedroogde paddas, die hele storieetjie. So ek hou van om hulle te teken. Ek is mal oor sketsboeke, so ek het hoop 'n sketsboek, ek teken die hele tyd. Ek hou nogal daarvan om deel te neem aan programme, soos die 100 Day Challenge. So dit was vir my interessant geweest. Ek doen baie domestika kursusse, probeer by hulle uitkom. Ja. Ek hou van eksperimenteer met verskillende materiale. Ek het nou ook 'n domestika lino kursusie gedoen wat ek met my vrouens gedoen het. Dit was so lekker. Ek het dit meer geniet as hulle. En dit was baie interessant. Ek het polymer klei gedoen, heelwat van dit, hele wyse lekker. So hier is een van my mannetjies wat ek gemaak het uit goed wat ek optel. Dit is so cool. Oppies wat ek opgetel het. En Ek dink jy het nou per ongeluk die mute knoppie gedruk. Iets het iewers geval op 'n keyboard. nou daar. Dis hy. Jou polymer. Ja, so jy sien meer klein mannetjies. Dit is so cool. Liggetjies snaaks is nie? Ken jy Red Nose Studios? Nee. Jy moet hulle bietjie gaan kyk bietjie na sy werk. Dit laat my vreeslik baie daaraan dink. Hy het die Box Trolls Ja. gedoen. Ja, so sy karakters bou hy ook so uit die polymer klei uit. Dit laat my nogal daaraan dink. It's beautiful. Nee, daar is weer so mute. Okay. Ek weet nie hoekom ek vra nie. Dit is my meester sit. Wat wil ek sê nog? Dus ek probeer baie dinge bestudeer en dan kyk ek daarna. Ek hou nogal van natuur. Goed, ek kyk soos boeke met foto's van interessante sampioene of paddas en dan maak ek my eie karakters van dit af. So dit was altyd ietsie wat vir my interessant is, wat ek wil verander. Definitief whimsical. Ja, seker. En ek sou 2 jaar terug begin met 'n ernstige meditasie. Ek weet nie of jy Mind Valley ken nie. So ek het nogal 'n paar meditasiekursusse gedoen en dit het my nogal vir my baie beteken om kalm te raak en te fokus, want ek kan nogal in 'n kreatiewe koma ingaan en dan
sien jy my nie, ek net weg 3 dae. So dit help my nogal om nie net in 'n ding in te spring en met inspirasie eers bietjie te dink daaroor, hoe gaan dit gebeur? Jy weet, so daar ja. Ja, dis nodig. Jy gee ook klas, jy het nou vertel van jou Lino kursus wat jy gedoen het saam met die lotvrouens. Vertel ons bietjie meer oor jou klas en die struktuur daarvan en ja. So woensdagoggende is ek 'n oulike dames wat ek voor die klas gee. En dan ons doen verskillende goed. Ek sal byvoorbeeld 'n kursusie met hulle doen soos die Lino of ons het portretstudie gedoen, maar ernstige portretstudie. Hoe teken jy neus, hoe doen jy oog en dan so gebou. En dan ander kere dan sê hulle nie, hulle is lus vir iets blomme of ons het een gedoen waar hulle gesê het abandoned buildings. So dis so een gedoen. So hulle sê ook wel vir hulle lus en dan skilder ons net lekker. So skilder, meestal skilder. Nee, ons doen alles, skilder, ons het al pottery gedoen, ons doen olie, waterverf, ons het die Lino gedoen, ek het hulle geleer, ek het nou nie leer goed met hulle gedoen nie, maar ja, waarvoor hulle ook nogal is en ek probeer altyd ietsie uitdink wat interessant is. En dan het ek 'n kreatiewe kuierklub begin. Dis 'n geslote groep vrouens wat ek ken almal in die dorp. En ek het net gevoel vrouens gee niks tyd aan hulle self nie. Hulle offer alles op vir hulle beroep, hulle huishouding, hulle gesin, maar hulle voel skuldig om iets vir hulle self te doen. Hulle voel skuldig om te gaan koffie drink saam met 'n vriendin. Ja. Tyd te spandeer. So ek het hierdie groepie begin, so ek probeer meer as een keer 'n kwartaal, maar ek kom nie altyd daarby uit nie. Dan doen ek 'n kreatiewe kuierklub. Ek doen iets interessants met hulle en dan elkeen bring 'n bordjie eetgoed, hulle bring hulle eie wyn en ons kuier net die aand en ons doen kunsgoed. So ek het nou al vir hulle leer om handsakkies te maak, ons het al waterverf gedoen, olieverf. Ek het hulle leer bietjie Lino uitsny, goed druk. So elke keer dink ek ietsie anders uit en dan doen ons dit met hulle en almal geniet dit vreeslik. So dis nogal oulik. En dan het ek al heelwat werkswinkels aangebied vir die publiek ook, maar ek het dit nou 'n bietjie op ys gesit om te konsentreer op die illustrasie, maar daar het ek ook mosaïek gedoen, heelwat leer en kreatiwiteitsontwikkelings werk het ek ook gedoen. Corrie, maar jy het nou genoem, jy werk behalwe nou vir al hierdie goeders, klas gee, kreatiwiteitsgoed, jy werk eintlik vir 'n familiebesigheid ook, en jy het 'n gesin. Hoe pas jy alles in? Want jy nou, as jy aan 7 stories werk, en jy het kunsklas elke Woensdag, en jy is besig met 'n mentorskap. nie net SCBWI nie. Hoe doen jy alles? En jy het nou nog gesê jy mediteer 'n bietjie. Ek kan verstaan hoekom jy dit moet doen. Hoe is jy baie gestruktureerd? Het jy 'n vaste plan of staan jy maar net altyd 4 uur op? Ja. Staan 4 uur op. Ja, dis die beste tyd. Ek dink jy kry baie gedoen as jy net baie doen. Dan Ja. Ek weet nie hoe kry ek dit reg. Almal vra altyd hoe kry dit. Is jy nie lief vir slaap nie? Ek probeer 7 ure slaap. So ek kyk regtig dat ek ten minste 7 ure in kry. Ek kry dit nie altyd reg nie. Okay. Ek weet nie eintlik wanneer nie. Ek doen dit nie altyd. Dit gebeur, maar ek moet sê 4 ure help nogal. Want ek kry nogal, dis stoepstil, daar's niemand, ek voel nie stildag oor dit nou doen en nie iets anders nie. En dan as ek in die kantoor is, dan probeer ek ook fokus. Dis nou kantoortyd. Okay. Dus doen dit en gelukkig jy werk vir jouself, so jy het 'n bietjie fleksiteit. So ek sal nou nie sommer in die dag kunsgoed doen nie, maar ek sal byvoorbeeld as ek gou iets moet doen, soos nou, Kan dan jy dit doen? maak ek die tyd insit vir dit. Okay. En dan ek werk net so 'n bietjie oor tyd en dan doen ek maar net. Ja. So julle besigheid, het jy vaste kantoorure min of meer vir dit? Ja, en op basisoggende tot so 2 uur, partykeer 3 uur. Okay. Dan ja. So En dan kan ons gaan stap. Ek en my man probeer gaan stap 6 uur. So ek sal 4 uur opwerk, 6 uur stap ons, dan doen ons yoga. Okay. En ek doen 2 keer 'n week saam met vriendinne yoga, so met YouTube yoga in die sitkamer. Ja. En dan begin jy nou 8:30 eers werk. So dit is rustige oggend, maar dan begin jy 8:30 werk tot jy nou voel jy's nou jy het genoeg gedoen en dan doen ek maar nog so 'n kunsgoed in die middag. Maar Okay. routine, ja. Ja, routine. Okay.
En dan vertel vir my 'n bietjie sosiale media en bemarking, want as mens self uitgee, sê jy het nou self gesê, bemarking is nogal 'n pyn. Wat doen jy en hoe sal jy daai perd op? Want ek dink nog die hele tyd ek gaan self-publish en as ek dink aan daai kopseer, dan dink ek net ek is heeltemal vir my sinne beroof. Vertel 'n bietjie hoe benader jy dit? Ek moet sê ek moet meer bemark. Ek dink mens kan altyd meer bemark en my idee is om gestruktureerd te wees om sê nou maar elke Vrydag te bemark by uitgewers, maar dit werk nie altyd so nie. So ek het my Instagram wat ek maar probeer om gereeld iets daarop te sit. Video is op die oomblik groot, maar ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie een wat tyd het om net daai hele ding aan mekaar te sit, is nog ver by my firma plek. En ek kan net soveel doen soos wat ek kan doen. So ek het nou besluit, as ek net 'n foto gesit het met iets by, is dit vir nou goed genoeg. Ja. Ek moet sê, ek het so 'n paar jaar terug die Cat Colroy Instagram makeover gedoen. Ek weet nie of julle hom ken, dit is nogal 'n baie oulike program. Dit was nogal vir my, dit het nogal baie vir my beteken toe, want dan kry jy maak byvoorbeeld jou brand, jy kry jou klere, jy sit jou hele ding bymekaar, en jy beplan vooruit wat jy op Instagram gaan sit, en naderhand het ek net besluit, dis te veel vir my. So ek kan nie, ek wil dit graag struktureer, maar sit eerder iets op as niks nie, want naderhand dink jy dit moet nou so perfek wees, so sy sê ook, almost perfect is goed genoeg as om dit nie op te sit nie, want jy wil hê dit moet perfek wees. So ek het ook net besluit, sit bietjie meer spontane goed op. Ek dink ek sal later, as ek meer tyd het, dit weer struktureer, soos wat sy ons geleer het, want dit is 'n baie goeie manier om dit te doen. Was dit ook 'n domestika kursus gewees? Nee, sy het haar eie kursus. En dit was nogal vir my belangrik gewees, en om selfvertroue te kry om op Instagram te sit. Ja. Dan het ek my webtuiste oorgedoen voor ons aan die kongres toe gaan. Dit was verskriklike harde werk, want toe het ek my portfolio reg gekry en die webtuiste oorgedoen, al hierdie my logo oorgedoen, wat nou is. Dis beautiful. En so oulik, kaarte gedruk, alles reg gekry om New York toe te gaan. So dit was nogal 'n goeie ding wat sê nou het ons 'n datum moet alles klaar wees. My broer doen my webtuiste vir my. So ek dink ek gaan nou, as ek klaar is, moet ek al daai goed weer verander na die nuwe werke wat ek nou gedoen het. Ja. En dan, jy moet maar uitstuur na uitgewers toe, maar ek moet sê, ek probeer meer konstant wees met dit, maar ek kom nie daar nie. Jy moet, maar so kom ek so graag 'n agent wil hê. Ja, sê die myn kokedoor van SCBWI, ja, dit gee nie vir my baie hoop. Ek probeer so elke 3de maand, maar ja, ek kom ook net nie daarby uit om konstant uit te stuur nie. Dit is vir my nogal 'n missie om die administrasie te doen van ja. Ek het 'n Excel bladsy gemaak, maar dan wat ek sê, ek het nou vir hierdie uitgestuur, hulle het teruggeantwoord, wanneer het hulle teruggeantwoord, wat het hulle teruggeantwoord en vir wie in daai maatskappy het ek gestuur. So ek probeer nogal daai op daai, maar ek doen dit nie so gereeld soos wat ek dit moet doen. Maar dink jy iets mee gaan vir jou daai proses vermaklik? Ek hoop so. Ek hoop regtig so dat hulle sê okay, hulle vat jou aan en hulle doen dit. Ek hoop so. Dit is my hoop. Jy moet asseblief ons terugvoer gee of dit is wat dit is, want dan haal ek ook daai R13,000 uit. Dan haal jy hom uit, maar toe verkoop ek Ja. Maklik. Ja, dis een job se werk, se geld, min of meer, jy weet, twee in ons geval, wat dink jy is hulle koneksie met die Suid-Afrikaanse mark, sê nou maar vir ons publiseerders, dink jy dit gaan? Praat jy van iets nie? Ja. Ek dink nie, hulle werk internasionaal, so ek dink hulle, dit vir jou portefeulje, hulle van jou hou, geen nie om waar jy is nie. Jy sien, dit gaan nog beter uitwerk, want dan gaan jy in dollars of in ponde betaal word. So, sort dit, betaal dit net en kry dit oor. Vergeet van Indië lyn, betaal eerder vir iets mee. Ja. Ja, ek dink dit is besig om, ek dink nie my portfolio gaan remotely vir hulle goed genoeg wees nie, maar ja, goed.
jy het nou gesê, jy weet, jy het yoga en jy gaan stap en julle is in die natuur en want ja, kreatiewe werk, jy weet dit is so all consuming as ek nou die Engelse woord kan gebruik. Jy weet jy hoe het jy ander stokperdjies en Jy gaan nie van my lag, maar ek is heeltemal verslaaf aan Koreaanse dramas. So dit my totale wegkom van almal af is ek kyk my Koreaanse dramas, is wonderlike stories. That's a first for me. Ek het dit tog nie gehoor nie. Ek gaan dit kyk. Ek regtig, jy gaan jouself 'n guns doen. Dit is net op 'n ander vlak. Regtig, jy lees nou, maar ja. Kan jy nou al 'n bietjie Koreaans praat? Nee, hulle praat te vinnig, maar ek lees Engels vinnig. Dit is 'n eerste vir my. Ek het nog nooit so iets gehoor nie. Met almal wie ons praat, amper voor die bank is hulle luister gruisame. Ons vra altyd wat luister jy as jy werk, wat 'n pot gooi of 'n boek of 'n audio ding of musiek, dan amper 90% is luister hulle na true crime, maar gruwelike true crime. Dit is sulke ordentlike sagte mense wat ons al keer, maar Koreaanse dramas, dit is baie erg. Hulle is verskriklik onskuldig en dit gaan regtig oor die storie. Dit is die stories is baie goed uitgedink. So daar's nie ander goed soos daar's baie so 'n bietjie gruwel goed, maar nie eintlik nie. Dit gaan regtig oor wat die storie en dit daar's verskillende vlakke. So dit gaan baie diep. Daar is nie ander agendas nie. Ja, nee regtig, ek sal dit aanbeveel. Nee, want ek is so moeg vir TV, want daar is altyd een of ander agenda wat gepush word. Ja. En hulle spring altyd vinnig Amerikaans. Ja, ek is bietjie moeg vir dit. Hulle spring vinnig oor die heining. Ja, dit is so vervelig. Wil jy nou regtig baie? Ja, nee. Ja, nee, kyk. Ek is ook deel van 'n boekklub. So ons ontmoet so elke 6 weke en dis presieke oulike vriendinne. So ons gaan altyd vir die dag iewers Pretoria toe of iewers en kuier net lekker. So dit trek ook jou aandag af om te hoor wat doen hulle in hulle lewe. Ek het ook gemis, waar is jy gebaseer? In Witbank. Witbank, okay. Hoorie so, en ek wil by jou hoor, ek vind verskriklik baie inspirasie by jou. Ek dink omdat ons in dieselfde genre werk, is dit vir my regtig 'n ongelooflike gesprek wat hierdie is. So ek sal graag by jou wil hoor, as jy nou kan raad gee, ek vat dit trek absoluut dit op myself nou, maar ons is besig met 'n onderhoud en ander mense luister ook. So ek voel vir my of jy net met my praat, maar wat se raad kan jy gee vir aspirant illustreerders, kunstenaars, kreatiewe mense, want jy het ook nou al van, soos wat jy sê, alles al gedoen. Wat se raad het jy? Ek sal sê die grootste gedeelte is moenie so alleen wees nie. Skakel in by 'n groep van mense wat saam met jou dieselfde goed beleef. Want dit het vir my baie, vandat ons die WhatsApp groepe na COVID, vandat dit so aktief geraak het, is so lekker. Ek kyk hier al 70 boodskappe op daai ding. Dan dink ek, wat praat hierdie mense so baie, maar dit is so lekker want hulle post goed. Hulle sê byvoorbeeld, hier's 'n kompetisie wat opkom of help my gou met hierdie. En almal is net so positief. So ek sal sê die ergste gedeelte vir my is om alleen te werk. So ek sal sê moenie dit doen nie. Kom uit. Ek sal sê moenie moed verloor nie, want ek was al daar waar ek het gesê, ek het nou genoeg gehoor, ek is nie goed genoeg nie, want dis wat jy dink, as jy dit kry. Ja. Genoeg nie, ek is like, this is not what we want, en ek het net gevoel, hoekom sit ek myself hier deur, maar dan kom ek weer oor dit en dan gaan ek weer aan. En ek sal sê, wees bewus van die mark. Jy moet maar die hele tyd goed lees, jy moet kyk wat gaan aan, ek wil nie sê trends nie, want dit werk eintlik nie,
Wat nou 'n trend is, was daai boeke was 3 jaar terug gemaak. So dit help nie jy gaan saam met dit nie. Jy moet jou eie styl ontwikkel en jou eie idees so goed as wat jy kan voorsit. Hou aan bemark. Dit is wat ek nie waar uitkom nie, maar die idee is as jy vir 'n ou iets gestuur het, stuur die nuwe ding en sê ek het al vir jou hierdie gestuur. Hier is my nuwe poging of my nuwe kunswerk, ek sal dit sê. En moenie AI gebruik nie. Ja. Ditste raad, moenie daai pad vat nie. Ek het nou 'n lang praatjie geluister deur iets nie oor AI. In die illustrasiewêreld is dit 'n groot nee. Ja. Hulle kom dadelik agter jy is besig om goed te vat wat nie joune is nie. Joune is nie. Dit behoort nie aan jou nie. Dit behoort Ja. aan steel AI dit by iemand. Ja, Dis intellektuele goed wat Verdeel. Ja. ja, mag dit nie gebruik. En selfs, hulle sê selfs in jou biografie, moenie ChatGPT gebruik om jou biografie te skryf nie, hulle kom dit agter. Hulle wil dit nie hê nie, hulle wil jy moet uniek wees. Uniekheid raak ja. belangriker. Ja, AI so groot word. Veral in hierdie ding, ja. En hulle, daai Ed Burns sê, waar 10 jaar terug was skill, uit 20 uit 15 en wat is die ander ding? Kreatiwiteit 5. Nou is kreatiwiteit 15. So hulle sal eerder iemand vat wat nie so goed is nie, maar is uniek en dit laat kan sien daai ou het gemaak, hy het dit self gedoen, Ja, so groot word. So kreatiwiteit begin al hoe meer gewig dra ja, teenoor, so kry jou kreatiwiteit en jou uniekheid reg, want jou styl is jou styl. ja. En ek sal sê, moenie goed in jou portefeulje sit wat jy nie wil doen nie. Soos ek gaan nie skoolboek goed aan my portefeulje sit nie, want asseblief ek wil dit nie doen nie. So moenie daai doen nie. Sit jy minder stukke in wat goed is, 5 stukke wat goed is en dit is wat ek wil doen. Want gister het ek die vergadering gehad met my mentor. Toe sê sy die ADA-rektors kyk na die goed. En hulle sien ander goed raak. So hy gaan eerder sien, maar ons het 5 verskillende style in hierdie portefeulje. So jy wys dat, ek kan alles doen. Dit sit hulle af. Want jy lyk asof jy nie selfversekerd is op wat jy wil doen nie. En ek het self al gedoen. Dit ja, is net my portefeulje wat ek nou oorgedoen het, was so goed dat ek lank terug gedoen het, ek mal oor is. Maar dis Ja. nie, dit het nie saam met my gegroei nie. So dit is nie 'n stuk wat nou relevant is nie. So doen goed wat eerder minder wat goed is en wat die styl wat jy nou wil doen, Okay, ek het werk vandag hoor. Ek het baie werk vandag. as wat jy goed insit, want daar's meer, daar's 10 stukke in of 15 stukke in, maar dis nie top kwaliteit nie. Of is goeie raad. Dis prysloos. En Ek sal jou R13,000 betaal om my mentor te wees. dankie, dat voel ek my volgens. Ja, dit is nie. Ja, hoorie so, ja, dit is rarig vir my baie goeie raad. En dit maak so sin, en tog weet 'n mens dit, en tog Ja. het ek en Lyn daai feit al. Jy twyfel en dan dink jy, okay, doen eerder Ja, ek wil eerder meer werk hê in my portfolio wat ek uitstuur vir die uitgewer. So ek sit al daai opvoedkundige handboek snert daarin, wat ek nie op trots is nie. Maar dit is gedoen. So ek Maar dink, sien oh well, it's done. As jy dit moet doen vir breed en botter en om werk te kry, doen dit. Dan sal Ja. ek sê doen dit, maar soos ek wat werk, jy het nie kapasiteit om dit ook te doen. So ek moet Nee. besluit wat se kapasiteit het ek. Ek sal eerder aan my Ja, maar eie ek wil nie dit doen nie. Ek wil in my styl ander kinderboeke doen. Ek wil nie opvoedkundige boeke doen nie. Ek's besig met my eie boek ook. So why would you want to promote yourself as 'n opvoedkundige illustreerder as jy nie dit wil wees nie? So dit Ja. maak totaal en al sin vir my. Ja. En ek sal sê, as jy self-publishing doen, daar's baie mense wat baie suksesvol is daarin, en doen dit, maar jy moet weet waarvoor jy jou inlaat. Want ek sien met hierdie boek wat ons nou doen, ja, die bemarking gedeelte en die verkoop gedeelte is 'n groot werk. En Ja. jy kan nie dink daai goed gaan net gebeur nie. Om rakspasie te kry in 'n winkel is nie so eenvoudig nie.
As jy op Amazon bemark, is daar baie spesifieke goed wat jy moet doen om jou boek gesien te kry. Daar moet reviews wees, jy moet baie goeie navorsing gaan doen oor hoe om dit te doen, dan gaan jy suksesvol wees. Maar as jy dit, ek laai net my boek daar, dan gaan dit gebeur. Ek moet sê, Voorraad, so, dit is 'n werk op sy eie. So as jy bereid is om te doen, doen dit absoluut. ja, Maar my dogter is besig met haar boek wat sy gaan self publish, maar sy werk saam met 'n uitgewer en hulle, wat nice is van dit is, sy kan kies wat sy self wil doen. Sy wil die layout artist self kies, sy wil dit self, so sy doen party goeders doen sy self, party gee sy net maar so uit, maar die mense wat haar help met dit, wat vir 'n taalversorger gekry het, hulle kan ook vir jou rakspasie kry by byvoorbeeld Exclusive Books of whatever, wat ek dink fantasties is, en ek dink op die einde van die dag sal ek teen maar so iets doen, want soos wat jy sê, ek dink net die gedeelte van die bemarking en die actual verkope, dit help nie, jy het hierdie fantastiese boek wat jy uitbring, en niemand weet van hom nie. Kyk, in Amerika is biblioteekbesoeke en skoolbesoeke baie groot. So hulle werk dit in hulle plan om dit te doen, wat goed is. Maar in Suid-Afrika is dit heeltemal anders. Hier is mense, is een spesifieke vrou in Johannesburg wat baie aktief dit doen. Sy gaan besoek skole, hulle word betaal. Emily wat nou ons wat die hoof is van ons vereniging, het nou skoolbesoeke gedoen en sy het betaling gekry daarvoor, wat goed is. Maar dis die hele oggend is uitgeboek vir dit. En hulle doen, die boekbekendstellings ook doen hulle, maar dis nie naby die skaal wat dit oorsee is nie. Maar ek sê, as jy bereid is om dit te doen, doen dit, maar as jy 'n maatskappy het wat vir jou rakspasie kry, is baie beter as om dit self te gaan soek, want dit is, hoeveel ure gebruik jy om daai deel te doen, vir die geld wat jy gaan maak, om daai geld op te maak wat jy uitgesit het, jy moet net mooi dink. Dit is al raad wat ek kan gee daar. Dis dink net mooi aan die bemarking. Hoe, ek wil nou met 'n ander vraag vir jy's nou besig met jou 7 stories en dan ook nou, het julle nou in hierdie boek, het julle met die drukkers, shop julle nou maar rond, het julle spesifieke drukkers wat julle gebruik, wat jy... Ja, ons het die illustrasievereniging gevra, wat se drukkers gebruik julle? En toe het sy baie oulike een gekry in Kaapstad, wat vir ons, 'n agent, dis 'n agent, en hy het vir ons alles gereël. Ek het so toe gegaan na die Paarden Eiland, daai gedeelte, is 'n groot drukkery, en hy het vir ons, ek het eers gevra dat hulle vir ons 'n voorbeeldboek druk, so het een gedruk, en dan is deel van die kwotasie wat ek nou aangevra het ek gevra vir een gedruk, en toe het ons te kyk of alles reg is, en toe druk hulle vir ons. So hulle kan 'n minimum kwantiteit druk, wat bietjie duurder per boek is, maar dan sit jy nie baie voorraad nie. So die sagte bandboeke het ons hier gedoen, die harde band het hulle in Amerika gedoen. So ons het net die sagte band gedoen. Maar daar's baie goeie drukkers in Pretoria ook, baie goeie drukkers. Wat dit vir jou kan doen op 'n kleiner kwantiteit boeke. Hoe besluit jy op hoeveel gaan jy byvoorbeeld druk vir jou eerste run? Raai maar. Ons het geraai. Ek dink ons het 200 gedruk. 200 Engels gedruk in Suid-Afrika en ek sal vir Annelie vra hoeveel Afrikaans het ons gedruk. So ek is nie seker nie, maar jy raai maar. Jy kyk maar na die kwotasie, want dit word goedkoper. Meer dis kom ek dink dit is jy spaar op, maar dan sit jy met hierdie waarvraag. Dit is 'n enorme uitgawe en dis 'n verskriklike kans. Yvette, verskriklik dankie dat jy tyd spandeer het om met ons te gesels en dat jy al jou kreatiewe insigte en baie raad en kennis met ons gedeel het. Het is ongelooflik waardevol, nie net vir my en Marisa nie. Ons hoofsaaklike doelwit met hierdie geselsreis om ook te leer en
Maar ons het vreeslik baie terugvoer van ander mense wat vir ons sê hoe baie hulle geleer het of hulle dit nie geweet nie of so dit is maar nie net eintlik en ook om persepsies te breek in die buitewêreld van hoe dit is om 'n kreatiewe te wees en dat ons loskop is en milli vanilli aangaan en elke ja, en elke keer is dit sulke gestruktureerde, geïnspireerd. Dit is ongelooflik inspirerend om te hoor wat jy ook doen vir die industrie en die kinderboekbedryf en beide as 'n illustreerder en 'n skrywer en 'n mentor en dat jy dit ook deel net met die mense om jou. Dit was 'n baie inspirerende tyd om met jou te gesels. Dankie vir al jou raad en ja, ons gesels definitief weer met jou om te hoor hoe jou stories uitkom en wat julle alles met wat julle alles bereik. Dit is regtig baie dankie. Baie dankie vir julle ook en die geleentheid om saam met julle te praat. Mense is welkom om my te WhatsApp. Ja. As hulle van die boek wil hê of inligting, so kan ek maar my nommer gee of asseblief, ja, dit is definitief. My selfoonnommer is 084 581 5736. Hulle kan my, as hulle die LPG boek soek of meer inligting oor die vereniging, dan sal ek enige tyd van hulle raad gee of inligting. As enigeen van julle wil meer leer oor web, julle is welkom om te gaan kyk na haar webtuiste. Ek gaan dit op die show notes sit en ook van SCBWI, dan sal ek dit ook die skakel vir julle op die show notes sit, dan kan julle dit gaan volg, as ook op ons sosiale media sal ons se webtuiste en al die res van haar skakels met julle deel. Ek stel dit voor, haar webtuiste wat seker nou binnekort gaan verander, is alreeds vir my baie inspirerend gewees, baie mooi. En so ek sal voorstel dat julle gaan koekeloer na al haar oulike illustrasies, ook 'n bietjie gaan lees oor haar. En oor SCBWI, dit is definitief iets om te oorweeg. Ek gaan definitief aansluit. Ek het nou al vorige keer met Elsabie gesê, dit is wat gaan gebeur. En ek het nie besef, dit is net R900 vir ons nie. So ja, ek het hierdie astronomiese bedrag in my kop gehad vir een of ander rede. So ja, ek dink dit is 'n redelike billike prys vir 'n jaar lank subskripsie of lidmaatskap, moet ek eerder sê. So ja, ek is baie dankbaar vir al jou kennis en inligting en raad en alles wat jy gedeel het met ons. Ons waardeer jou tyd, want ek weet dit is kosbaar. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ja, ek wil net sê, julle potgooi is baie inspirerend vir my ook, want mens leer van mense wat jy nooit, of ek ken dalk die naam van die persoon, maar jy weet nie wie dit is nie. Dit is so lekker om net meer van daai mense. Dit is soos Elsabie ken ek ken, Darren was van die Polynesië. Okay. Ek ken hom. Ek wil nou vra met jou figuurtjies of jy hom ken. Ja. En wie is die ander een wat op die lys was? Annemie Orendaal, ek ken haar. Ja. Okay, alright. Ja. So, lekker om die bekendes ook te sien. Die nuwe Ja. Baie dankie aan al ons luisteraars. Onthou om hierdie episode te deel en rond te stuur en ja, ons is baie dankbaar daarvoor. Tot volgende keer julle, bly nuuskierig, bly kreatief, hou aan droom en mooi dag vir julle almal. Bye bye Els, bye bye Yvette en bye bye Lenet. Baie julle. Ag julle, dit was wonderlik geweest.